Goeiedag geliefdes van ons Here Jesus Christus. Ek is Jacques Powell, predikant van die AP Kerk Delareyville en Stella. Het is vir my voorreg om in hierdie dag saam met u die woord van die Here te kan oordink. Ons is in ons reeks besig oor die ou mens en die nuwe mens en die vrugte wat ons dra, en ons lees daarom vandag oor die tweede vrug. En ons lees uit Efesiërs 4 vanaf vers 26. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat hoor en sy hart bewaar. Hoe vinnig word ons nie kwaad nie? Dink maar net aan die verkeer daar op die pad en die taxi-drywers wat so lief is daarvoor om voor ons in te sny en in te druk, wat hierdie padwoede in ons uitbring. Of dink aan die onreg wat iemand teenoor u gedoen het iewers in die lewe en hoe vinnig ons kwaad geword het en die optrede wat dit gevolg het. Baie kere is dit 'n gevloekery, geskellery, gewelddadige optrede van vuishoue wat geslaan word of wat dit ook al mag wees. En gewoonlik het hierdie woede wat in ons ontvlam hierdie sondige gevolg. En tog sê die Bybel vir ons nie, ons mag nie kwaad word nie. Maar dit sê wel, word toornig en moenie sondig nie. Nou, toorn is 'n woord wat gewoonlik met die woede van God vergelyk word, want toorn wys dat daar is 'n kwaad wat aangaan, maar dit is nie kwaadaardig. Dit is nie negatief nie, dit is nie iets wat met sonde gepaard gaan nie. Dit is meer 'n regverdige kwaad wat in jou inkom en wat jy die geregtigheid van soek. Ons as mens moet daarom ook kwaad word vir die verkeerd, kwaad word vir die onreg, kwaad raak vir die ongeregtigheid wat plaasvind, maar ons optrede daarna mag nie tot die sonde lei. Dink net aan Jesus wat in die paleis inkom en die tafels van die handelaars omgooi. Dit is 'n toornigheid wat hy toon, maar tog het dit nooit oorgegaan tot sonde nie. Hy het die geregtigheid gesoek sonder om die sonde te doen wat daarmee saamgaan. En dit is wat ook hier vir ons gesê word as 'n bekeerde, as iemand wat die nuwe mens opgeneem het, wat 'n nuwe lewe het, kan ek nie meer my woede benader soos wat die ou mens dit gedoen het. Nee, ek moet kwaad raak vir die onreg. Ek moet kwaad raak vir die mense wat teen God optree. Ek moet kwaad raak vir die sonde in die lewe en in my eie lewe en in die wêreld. Maar hoe tree ek op daaroor? Gaan ek met kraswoorde, met sterk taal, vloek, skreeu op mense? Of hanteer ek dit in sagmoedigheid, lankmoedigheid, soos wat die Here ons ook in die vrug van die Gees beveel? Om nie vinnig toornig te raak nie, om nie vinnig op ons perdjie te spring en die mense aan te vat nie, maar eerder lank te wees om toornig te raak en sag met die mense te werk. Daarom is hierdie 'n vrug wat vir ons gegee word, want die oomblik wat ek toornig word, die oomblik wat ek so kwaad word dat ek buite myself is, dan gee dit vir die duiwel lêplek. Dan kom die duiwel en hy benut dit om my lewe weg van God af te rig. Gebruik die duiwel dit om die vrug wat jy dra vrot en siek en sleg te maak. En daarin het die Here geen behaag nie. Daarom word toornig, maar moenie sondig nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat ons toornig mag word, dat ons teen die ongeregtigheid en die sonde wat in die wêreld gebeur ook die toorn kan beleef, maar gee dat ons nie sal sondig daarin nie. Gee dat ons nie sal optree teen U wil nie, en dat ons altyd in sagmoedigheid en lankmoedigheid ons medemens sal benader.
Here, dat daar nie plek vir die duiwel gegee word om lêplek te vind in ons hart. Maar werk in ons, gee vir ons geduld. Gee vir ons 'n sagte hart, veral as dit by u kinders en die mense kom, sodat ons ook die vrugte dra, wat by 'n geheiligde ook pas. Ons bid hierdie dinge nie in onsself nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, ek hoop u het 'n geseënde dag. Mag die Here u lei en dra daar waar u gaan. Totsiens.